Goeienaand en baie dankie dat jy ingeskakel het om hierdie Sondag aand oordenking saam met my te deel. Gedurende die maand Mei in 2010 is 'n baie groot en belangrike maatskappy in die Filippyne deur diewe besteel. 5 gewapende mans het ingebreek en het onder andere meer as $300,000 kontant gesteel wat bedoel was om die maatskappy se werkers die volgende dag te betaal. Die maatskappy was bekend vir hulle veiligheid en sekuriteit en daarom was dit groot nuus in die land dat juis hulle beroof was. Alhoewel die sekuriteitswagte wat daardie nag aan diens was erken het dat hulle geslaap het toe die inbraak plaasgevind het, was almal nogtans verbaas oor die gemak waarmee hulle besteel was. Die diewe het al hulle wapens gevat voordat hulle wakker gemaak het en hulle toe vasgebind en toe alles beroof het. Maar luister wat sê die woord in 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 1 vir elkeen van ons. Dit is nie nodig om vir julle te skryf oor die tye en geleenthede wanneer en hoe die Here sal kom nie, want julle weet baie goed dat die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Wanneer mense sê alles is stil, daar is nou vrede en ons is veilig, dan sal hulle skielik deur vernietiging getref word. Dit sal so skielik wees soos die pyne van 'n vrou wat in kraam is en mense sal nie kan wegvlug of ontsnap nie. Maar julle, kinders van God, julle is nie in die duisternis nie en die dag moet julle nie soos 'n dief verras nie. Niemand van ons weet wanneer Jesus sal terugkeer nie. En alhoewel ons weet dat hy beslis sal kom, want ons het sy belofte dat hy sal terugkom. Johannes 14 vers 3, en wanneer ek gegaan het en julle plek gereed gemaak het, sal ek terugkom en julle saam met my neem, sodat julle kan weet waar ek is. Want ons verantwoordelikheid is om altyd waaksaam en gereed te wees, eerder as om te probeer uitvind presies wanneer daardie oomblik sal plaasvind. Ons moet nie verbaas wees of onkant betrap word nie, maar ons moet so leef dat ons nie beskaamd sal staan wanneer die Here skielik verskyn nie. En hierdie wete, die Here sal kom om ons te kom haal, moet die primêre motivering vir elkeen van ons wees om rein en heilig te leef. Ja, ons moet elke dag leef asof dit die dag sal wees wanneer Jesus kom, maar ons moet ons werk doen, ons moet ons besigheid bedryf, ons moet die dinge doen wat ons moet doen elke dag, asof die Here nooit sal kom nie. Here, dankie, Maranatha, Jesus kom weer.